En vandag gesels ons oor hoe om kontaklense skoon te maak en te versorg. Nou, dit klink na 'n baie eenvoudige onderwerp, maar jy sal nie glo nie hoeveel probleme tel ons op in die praktyk as gevolg van mense wat nie presies weet hoe om kontaklense skoon te maak nie. So, voor ek nou eers wil begin om kontaklense skoon te maak, laat ons net so half die basiese gedoen. So natuurlik is belangrik dat jy jou hande was, maak seker dat jy jou kontaklenshouer gereeld vervang, was jou kontaklenshouer, so die normale goed, ek hoef dit nie vir iemand te verduidelik nie, dit is nou so half logies, né? Maar kom ons gaan so 'n bietjie terug en ons praat net gou oor hoe om 'n ding skoon te maak. Nou, ja, so lank gelede was kontaklense ook op hierdie manier skoon gemaak. So daar's gewoonlik 3 stappies wat 'n mens moet volg om enige iets skoon te maak. Nou, stap 1 is nou om die ding te was. Klink half logies, né? Nou partykeer is dit 'n pre-wash en is 'n main wash, soos met skottelgoed was in jou wasmasjien of byvoorbeeld met karwas partykeer. So partykeer moet dan nou eers half al die vuil goed wegvat en dan bietjie skoner maak, diep skoon maak. So kontaklense het in die ou dae dieselfde gewerk. So gewoonlik stap 1 is jy maak 'n ding skoon. Stap 2 is jy spoel die ding af. So stap 1 is, kom ons sê ons gaan nou skottelgoed was. Ons maak dit skoon met seep. Lekker seep. So ons gebruik seep. Jy wil die vuil goed af hê. So stap 1 is maak die ding wat jy wil skoonmaak, was hom met seep. Die regte seep natuurlik is baie belangrik, maar yes, was die ding met seep. Stap 2 is spoel dan die seep af. En as jy skottelgoed was, dan gebruik jy sommer nou water. So stap 2 is gewoonlik jy was die ding, stap 2 jy maak die ding skoon, jy spoel die seep af en dan stap 3 gewoonlik is jy bære daai artikel op 'n veilige plek waar hy nie weer maklik vuil word nie, sodat indien jy hom wil gebruik, is hy dan alreeds skoon. Nou soos ek gesê het, lank gelede was kontaklense op dieselfde manier skoon gemaak. Ons het 'n kontaklens seepie gehad. So ons het die lens uit jou oog uitgehaal, of jy het die lens uit jou oog uitgehaal, jy het die lens gevryf met 'n seepie. Jy het daai proteïene wat jou oog afskei en die vette, jy het dit skoon gemaak. Stap 2 was, jy het dit afgespoel met soutoplossing of saline. En stap 3 was, omdat jou kontaklense in 'n houertjie moet bly, hy moet heeltyd nat wees, dit is sy veilige plekkie, dit is waar hy moet bly, as jy hom nie gebruik nie, is in 'n nat oplossing, en die oplossing was spesiaal gemaak om enige kieme wat miskien dan daar gaan inkom, om daai kieme dan ook dan dood en skoon te maak. En as jy die lense dan uitgehaal het die volgende oggend, dat jy net die lense afgespoel met 'n bietjie saline of soutoplossing, en jy dit in jou oë gesit. So, kontaklens skoonmaakproses was dieselfde gewees as wat jy normaalweg sal karwas of skottelgoed was of enigiets was. En toe ek sê lank gelede, dis hoe dit was, en toe so 15-20 jaar gelede, toe besluit die mense, ons gaan dit nou 'n multi-purpose solution maak. Ons gaan nou een oplossing vat, en jy gaan nou alles kan doen met jou een oplossing. So, dis 'n meerdoelige multi-purpose oplossing. Maar as jy daaraan dink, hoe gaan hulle seep en soutoplossing en die oplossing wat jou lense se kieme moet doodmaak as jy dit oornag in jou houertjie los, hoe gaan dit kombineer in een oplossing? Wel, dis eintlik onmoontlik. So, wat hulle gedoen het, is hulle het basies die multipurpose of die veelvuldige gebruik oplossing, het hulle eenvoudig meestal saline ingesit, want logika gaan vir jou sê, as die ding nou vol seep moet wees, dan gaan hy die blou hale uit jou oë uitbrand. So, daar's nie veel seep in hierdie oplossing nie, daar's ook net genoeg chemikalie in om die regte gevaarlike bakterieë en goed dood te maak, wat jy in jou miskien gaan kry, as jy dit oornag in jou houertjie los. So, hoe werk hierdie tipe oplossings? Baie eenvoudig, as jy die lens uit jou oog uithaal, dan moet jy die lens onmiddellik vryf. Al staan daar party op tyd van die boksies, nou rub nie.
Man, dis nou 'n klomp nonsens. So as jy die lens uit jou oë uithaal, dan moet jy daai lense onmiddellik vryf en jy moet al twee kante vryf met daai multipurpose oplossing. Vir die eenvoudige rede dat daar word proteïene en vette afgeskei in jou oog die heeltyd en daai goed gaan op jou lens lê. En as jy hom nie vryf nie, daai goed gaan uiteindelik begin oppak en soos wat dit oppak, die kanse vir 'n allergiese oogkondisie word dan baie groter, want uiteindelik kom jou oog agter dat daar's iets hier binnekant en daai ietsie baie keer is daai proteïene en daai vette wat so dag vir dag opbou. En hoe ek dit vir pasiënte sê en verduidelik is baie eenvoudig. As jy in die aand nou 'n lekker skaapchoppie gaan eet en jy los jou bord daar net op die tafel en môreoggend nou wil jy daai bord na die koue water toe vat, jy wil hom gaan staan en vryf, soos wat jy jou kontaklens oplossing of jou kontaklense sal vryf, jy gaan sukkel om daai bord skoon te kry. Maar as jy jou skaapchoppie geëet het en jy staan op en onmiddellik loop jy na die wasbak toe en al vat jy koue water en jy vryf net daai bord, dan gaan jy daai bord omtrent skoon kry. En dit is die beginsel van hierdie multipurpose oplossing. So daai stappie is krities om jou lense skoon te hou. As jy nie jou lense elke aand vryf onmiddellik nadat jy dit uitgehaal het nie, gaan jy 'n groter kans hê vir langtermyn oogprobleme, infeksies en allergiese probleme en selfs ek noem dit eyeball awareness. Jou oog gaan uiteindelik begin agterkom dat hier's iets in hom, hy hou nie daarvan nie. Nou, ons praat vandag nou net oor hoe om lense skoon te maak. Nou, as jy nie enige soutoplossing of as jy nie enige oplossing kry nie om jou lense skoon te maak nie, nou was so 2 jaar gelede ongelukkig geen oplossings beskikbaar van hierdie multipurpose oplossings nie, dan doen jy dit die ou manier. Jy gaan kry vir jou soutoplossing by die apteek, jy haal jou lense uit jou oë uit, jy vryf al twee die kante van daai lense met die soutoplossing, maak seker die lense bly altyd nat. Vat jou soutoplossing, sit dit in jou houertjie, sit jou kontaklense in jou houertjie, kook 'n bietjie water en vat jou houertjie en gooi dit in die warm water in. Maak seker die oplossing, die warm water is lekker warm en maak seker jou houertjie is toe. En dis wat jy doen, jy gebruik hitte dan as 'n sterilisasie metode. Dit is wat jy doen in 'n noodgeval. As jy enige vrae het, kontak gerus ons praktyk vir meer inligting. Maar dit is eintlik die manier hoe jy kontaklense moet skoonmaak. Daar is ook verskillende ander maniere nou, daar is nie net die multipurpose oplossings nie, daar is ook ander maniere, peroksiedstelsels, maar dit is wat meeste mense gebruik vandag is die veelvuldige of die meerdoelige gebruik, die multipurpose oplossings.